Goeiemôre en baie hartlik welkom by ons program Koffie met die Koning. Dis vir my so 'n groot voorreg om vanoggend weer 'n bietjie met jou te kan gesels. Ek hoop jy's opgewonde en dat jy uitgesien het na hierdie dag dat ons weer met mekaar kan gesels. Ek kry so baie oproepe van mense wat sê, ag, ek kan nie wag nie. En dan hou hulle daarvan om dit aan te stuur wyd en suid oor die land. En dit maak my opgewonde en ek is dankbaar vir elke ene wat kyk en wat dit geniet om saam met ons hierdie program te vervaardig. Ek wil natuurlik ook vir Kruiskyk TV sê vreeslik baie dankie vir die groot voorreg dat hulle vir ons hierdie program geskep het en dat ons saam met hulle mag werk en dat hulle so goedgunstiglik altyd iemand stuur om die opnames te maak en so ook vir ons kameraman vanoggend vir Raffie. Raffie, baie dankie dat jy altyd so goedgunstiglik jou tyd afstaan om te kom. Ek waardeer dit verskriklik baie. So ek wil ook sommer vanoggend die seën afbid oor jou en jou huis, oor Kruiskyk TV. Ons het 'n wonderlike familiesentrum hier in Somerset Wes. Ek wil jou uitnooi om daar te kom besoek een Sondag. Ons het Sondag daar dienste en enige ding gebeur. Ons is 'n hele klompie mense wat saam kan lekker jolijt maak, partytjie hou in die teenwoordigheid van ons Koning Jesus. So ek nooi jou uit, dit begin in die Sondagoggende, 9:30 begin dit, maar jy moet al 8 uur daar wees. Ek sê sommer 9:30 van die mense kom partykeer so laat, so eintlik begin dit 9 uur. Maar jy's baie welkom as jy tot 9:30 nog daar kom, dan sing ons nog lekker. So jy's baie hartlik welkom. Soek jy die details dalk van hierdie lokasie waar dit is, dan wil ek vir jou sê, aan die einde van hierdie program gaan ons vir jou definitief die plek gee, the location. Ek praat nou nie van 'n lokasie soos in 'n lokasie nie, maar julle verstaan wat ek bedoel. Ek gaan vir julle 'n location gee van waar die gemeente is. Dis 'n groot gemeente. Broer, suster, jy wat kyk, jy's hartlik uitgenooi, maar kom vroeg want ons kuier nog vinnig eers in die oggende. Daar's 'n lekker koffiewinkel daar binnekant waar jy lekker koffie kan drink en sommer net nuwe mense ontmoet wat vir jou lief sal wees en wat jou sal omarm en vir jou sal intrek om saam te kuier. Ons is nie 'n gemeente wat swaar op jou afkom nie. Ons is 'n gemeente wat hou van vreugde en blydskap en die liefde van Jesus Christus. Dit betoon ons aan mekaar altyd as ons daar is. So, jy's baie welkom. Ek wou dit dan net eers vanoggend ingooi. So, dan gaan 'n telefoonnommer sekerlik verskyn en daar sal definitief die koördinate, die adres, dit sal vir jou aangegee word sodat jy dit kan opsoek en kyk waar is hierdie gemeente. En ons praat nou landwyd met mense, so daar's baie keer mense wat kom van ander dele van Suid-Afrika. Dan maak hulle kontak want hulle wil weet waar sit hierdie gemeente, want hulle het hom al op televisie gesien, uitgesaai. So dis noodsaaklik dat jy 'n plan maak om by ons te kom kuier. En kom groet dan vir my, as jy my daar raak sien. Ek dink ek lyk daarom seker nou al 'n bietjie meer bekend. So as jy my gesiggie daar binne sien, jy kan enige tyd op my afstorm en vir my kom 'n drukkie gee. Ek sal dit baie waardeer. So die Here seën vir jou, kyk saam met ons. Ek wil vanmôre vir my gas Estie, wil ek vanoggend sê Estie, cheers, dat ons 'n lekker koffietjie kan drink. Ons het koffie met die koning. Ons geniet dit self om hier by mekaar te kom en hierdie program te maak. Sorry, ek moes eers 'n ou slukkie vat namens jou en namens my gas om vir jou te laat tuis voel vanoggend by ons. Maar ek wil jou regtig vra, stuur hierdie programmetjie so wyd en suid oor Suid-Afrika. Daar's ook baie mense wanneer ons die program in Engels vervaardig, wat ook in ander lande hierdie program kan sien. Ek het al van die buiteland, al selfs mense wat uit Amerika vir my land weet het. Selfs die ander dag was ek in Israel, toe was daar iemand van Italië saam met 'n toergroep, en die man in Italië en sy vroukie kom op my afgestap en vra vir my, is jy Hepzibah? En ek sê, ja, maar waar kom julle vandaan? Nee, hulle is van Italië.
en hulle het sowaar in Italië hierdie program gesien. En dit is my fantasties. Stuur jou program uit, dalk het jy vriende oor see in ander lande, Afrikaners, wat verlang na hulle eie taal en 'n boodskap in hulle eie taal. Ek weet byvoorbeeld, daar's nou mense in Australië wat kyk, omdat hulle Suid-Afrikaners is wat daar werk en woon, en dis vir hulle net lekker om iets in Afrikaans te kan hoor, en Jesus te verheerlik in die midde van alles. So ek is dankbaar, ons het die koning vanoggend rondom ons tafel. So, Koning Jesus, U is net so van harte welkom hier by ons. En ons noem hierdie program Koffie met die Koning, juis omdat ons saam met die koning om die tafel wil sit en hoor, wat het die koning vandag vir ons te sê. Nou, ons het vir Estie van tevore hier op die program gehad, maar daar was mense wat gevra het, wie is die vroukie? En kan sy nog van haar storie vertel? So, ons gaan vanoggend 'n bietjie vir haar, so haar brein se bietjie piek en vir haar sê, wat is daar nog in jou storie wat jy vanoggend vir ons kan vertel? Maar kom ons bid net gou eers. Vader, vir elkeen wat kyk, ek seën jou vanoggend. Ek seën jou met goeie gesondheid. Ek seën jou vanoggend met 'n wonderlike, ryk lewe in Christus Jesus, met groter verlange, op soek na diepte in Christus, en op soek na hierdie vaste vertroue, wetende God is vir jou, en nie teen jou, hy is met jou in alles wat jy doen, en gee 'n bietjie jou gedagtes vandag oor aan hom, en luister na wat vandag vertel word, neem dit met jou saam, bid ook vir hierdie gas van ons vanoggend, met haar seentjie, en laat ons hulle ook 'n bietjie ondersteun deur ons gebede, in die wonderlike naam van Koning Jesus. Geniet saam met ons. Estie, baie hartlik welkom. Dankie. Ek is bly jy is hierso. En ek het so klomp vrae in die moment wanneer dit kom by die vrae, dan vergeet jy sommer wat was dit wat jy wou sê. Maar ons praat weer vanoggend 'n bietjie oor Ulrich. Ulrich is haar seentjie, hy is 10 jaar oud, is hy, nee? Hy is 8, hy word nou 9 jaar. Hy word nou 9 jaar oud. En kan jy net weer 'n bietjie vir ons gaste inlig en sê, wat is eintlik Ulrich se probleem? Maar ek wil graag, kom ons begin eers by, wat is dit wat vir Ulrich in hierdie plek gebring het waar hy nou is? So Ulrich was 'n bietjie vroeg gebore, op 32 weke met 'n nierprobleempie, sy een niertjie het nie reg ontwikkel nie. En alles het goed gegaan, hy het goed recover, en op 6 maande toe moes ons sy niertjie wat nie gewerk het nie uithaal. Want die niertjie het nie op 6 maande? Op 6 maande, ja. Is dit 'n operasie wat in die baarmoeder uitgevoer is, of? Nee, toe hy 6 maande oud. Ja, toe hy 6 maande oud. Ja. Okay. So hy was 6 maande oud gewees, hy is op 32 weke gebore, so hy is op 7 maande gebore, en 6 maande nadat hy gebore is, toe moes ons die niertjie laat uithaal, het Januarie 2016, moes ons die niertjie laat uithaal het. En die volgende dag, die operasie was 'n sukses, alles, die volgende dag toe ons by die ICU kom, toe het daar iets gebeur, ons het nie geweet wat nie, ons het buite gewag, en toe ons binnekom, toe sy op suurstof, sy oogies het skeef getrek, hulle het sy handjies toegemaak met watta en toegedraai, en hy was baie onrustig, hy was nie homself nie, en net na dit het sy bloeddruk begin klim, en toe het hy 'n beroerte gehad. Wat? So hy het... 'n beroerte? Ja, 'n beroerte. Sy bloeddruk het opgegaan na 170/99 toe, en ek sal sê dis dokters nalatigheid, maar ongelukkig sê die dokters dat hulle het alles probeer in hulle vermoë om te voorkom dat daar breinskade is en dat al hierdie dinge gebeur het, maar dit het nie gewerk nie. So hy sit, sy diagnose is spastic tetraplegia with anoxic brain damage, maar die umbrella term wat ons gebruik is cerebral palsy, omdat hy van sy kop tot sy voete geaffekteer is, en het baie dieselfde uitwerking op die liggaam as wat kinders het wat 'n beroerte in utero gehad het. Al verskillende syne was nou buitekant, en dan staan net ekstra dingetjies wat aangetast is as gevolg van die breinskade wat hy gehad het, of opgedoen het ook daai selfde dag. Dit moes seker 'n verskriklike skok vir julle ook as familie gewees het. En dat jy dan
die tipe inligting kry van ons weet nie wat dit is nie. Ja, en aan die ander kant dan sê ek ook, dokters kan ons eintlik ook maar net tot op 'n sekere punt help. En dan bly daar een oplossing. En wie sê jy is daai oplossing? En dis net Jesus. Daar's geen ander oplossing nie. En dit is so amazing dat ek weet Ulrich het 'n roeping op sy lewe en daar was al 'n aanval op sy lewe gewees van nog voordat hy die dag gebore was daar aanvalle en ons het daar soveel woord gekry as dit nie was vir ons gebede nie, was hy al lankal nie meer met ons nie. Want dit was een aanslag na die ander aanslag na die ander aanslag. En as jy kyk na sy brainscans en jy kyk na wat hy kan doen, is dit twee verskillende mense, basically. Hy is veronderstel om in 'n buggy te lê, glad nie beheer te kan hê nie te kan kommunikeer nie, nie te kan staan nie te kan praat nie, niks nie. En hy kan loop in 'n loopraam as jy hom help, hy kan staan as jy hom vashou, hy kommunikeer met jou, hy verstaan 100% wat jy sê. So, dit is net wonderlik om te sien hoe, ten spyte van dit wat gebeur het, is daar soveel wonderwerke van hoe hy eintlik nou is. En glo jy ook vandag, net soos wat ek glo, dat die wonderwerke nog verder en verder gaan uitsprei, gaan ontwikkel, en dat die dag sal aanbreek, dat hy werklik waar weer sal normaal loop, totaal normaal sal wees. Spreek jy dit ook oor hom uit? Jy is normaal. Ja, my woorde aan hom is altyd, ek sê vir hom, jy is my wonderwerk. Dit is wat ek hom noem, hy is 'n wonderwerk, en ek glo, as hy doen wat hy nou kan doen, en dit gaan net beter en beter by die dag, of by die jaar, of by die maand, dan is nie 'n twyfel daarin, dat hy meer normaal gaan begin wees. En hy gaan dalk dinge op sy manier doen, maar wat is normaal eintlik? Dit is die vraag. Jou normaal is nie my normaal nie. Absoluut. So, ek glo en vertrou dat hy sal die normaalste wees wat God hom geroep het om te wees. Want even in sy disability, maak hy so impak op mense. En is 'n mooi kind. En dit gee hom kans, of vir my kans, om met hulle te minister, en van die Here te vertel, en dit is wat vir my so amazing is dat al loop hy nie, al maak hy nog steeds sy indruk, en hoe te meer nog as mense sien, hier loop hy, of hier staan hy, of hier sit hy, of al die dinge. So ek glo vas dat die Here gaan die goeie werk wat hy in Ulrich begin, gaan hy volbring, liggaam, siel en gees. Absoluut, ek stem daarmee in 100% saam. So, ek het die ander dag 'n klein videoetjie gesien wat jy gepost het oor Ulrich. En weet jy, toe kyk ek so na hom, toe dink ek, maar as ek nou na hom kyk, lyk het my so normaal soos enige iemand. Mens, daar's nie iets wat jy nou kan sê, ag, sies tog die kind lyk vir my of hy gestremd is nie. So ek glo God is reeds besig met 'n proses. Maar jy het nou net iets genoem wat baie belangrik is, en dit is deur Ulrich se situasie kon jy al hoeveel keer kans kry as iemand nou iets vra, dat jy die woord kan uitdra. So ons verstaan nie altyd hoekom ons dink, soos jy nou sê, wat is nou normaal? So ons dink nou partykeer, maar ek moet normaal wees om die woord van die Here te kan oordra aan iemand, maar God gebruik situasies. Dis nie God wat die siekte gee nie. Dis nie God wat jou in die kind beroerte laat gee nie, nê? Ek het ook die ander dag nagedink, ons menslike liggaam is 'n baie vryl liggaam. Verstaan jy? Dan kan nou 'n aardjie in jou arm bars, dan sit daar 'n groot blou kol, soos ek in die ander dag dit gehad. My hele hand was hier blou gewees van 'n aar wat gebars het binne. So dis maar net 'n liggaam soos wat jy 'n motor het en jy moet hom vat na die garage en hulle moet werk daaraan. Verstaan jy? Om dit reg te maak om weer voort te gaan. So soms gebeur sulke dinge, maar die positiewe wat jy nou uitstraal vanoggend is, maar ek gaan nie nou in sak en as sit nie, ek gaan die situasie benut vir die koninkryk van God. En dis vir my baie belangrik, dat as mense jou teekom met hom, want ek bedoel,
toe ek jou een keer in die mall gekry het, ons sê sommer die mall, wat is dit nou in Afrikaans? Sê maar mall. Winkelsentrum. Ja, in die winkelsentrum, daar sê, kom, gee maar vir my 'n bietjie Afrikaanse les. En ek kom toe daar gesien het, en jy het hom gestoot, en toe dink ek by myself, ek sal nou nie sommer net gedink het, daar's iets drasties verkeerd nie. Ja. Verstaan jy? Ek sal gedink het, dit is 'n tydelike situasie. En ja, en net mos vir my 'n drukkie kon gegee het, en 'n soentjie kon gegee het. Ja. So hy's bereid vir dit sommer. Ja. So dit is vir my eintlik so wonderlik om te sien hoe dat die Here sulke situasies gebruik in ons lewens. So as daar 'n mamma is buitekant, nê, wil ek hê jy moet sommer nou hierdie situasie gebruik en bemoedig daai moeder en vader wat daar buite is, wat dalk dink, hoekom is ek in die situasie? Waarom? Hoe kon God dit aan my doen? Verstaan jy, want dit is ek baie keer ook ampertjies by baie mense waar hulle die Here blameer vir dit wat gebeur. Ja. So ek sal vir hulle sê, en dit is woorde wat ek self ook toepas, is daai van, ek weet in die begin toe dit net begin of net gebeur het, het ek gesê, Here, hoekom ek? Hoekom ek wat al so lank u dien, so lank 'n kind is van u, en ek het gebid en bloedlijnvloeke afgesny en al hierdie dinge, en nog steeds het dit gebeur. Ja. En die skrif wat by my opgekom het is, alles sal ten goeie meewerk vir die wat Christus liefhet. Ja. En ek sê, okay Here, hoe gaan hierdie ten goeie meewerk? Ek verstaan nie nou hoe dit gaan wees nie. En ons is deur al die operasies en die mense wat ons ontmoet het en die dinge waardeur ons is, die refinement waardeur ons gegaan het, daai van hy louter ons soos goud in daai vuur. Ja. Die karakter wat in ons gevorm is oor hierdie laaste 8 jaar, is 'n karakter wat ek nie sou gehad het as dit nie was vir dit waardeur ons gegaan het nie. In die swaar tye het ek myself leer beter ken. In die swaar tye het ek agtergekom, wanneer ek swak is God sterk. Ja. Wanneer ek voel ek kan nie meer verder nie, kom God se genade en hy sê vir my kind, my genade is opnuut elke dag en is genoeg vir elke dag. Ja. En ja, ek het net besef dat my drome is nie God se drome nie, en die drome wat God vir ons het, is net so amazing. Die ministry wat uit hierdie gestam het van Ulrich is amazing. Ek het al berading geswat voordat ek sielkunde, voordat ek eers kinders gehad het, maar ek het dit nooit toegepas nie. Ja. En nou besef ek dat met die kennis wat ek sit, is daar nie een plek in die wêreld wat beraders of sielkundiges oplei om met ouers te werk wat special needs het nie. Ja. Of kinders het met special needs nie. Om met ouers te werk. Ja, met die ouers, die kinders, almal praat van autisme en ADHD, daar's so baie dinge daaroor. Maar wat van die familie-units? Mense verstaan nie die familie-units nie. En wat vir my so amazing is ek sit met hierdie golden nuggets, hierdie wysheid, hierdie dinge wat God my mee geseën het as gevolg van dit waardeur ek is. En mense kan nie na my toe kom en vir my sê, maar Estie, jy weet nie waarvan jy praat nie, jy was nog nie daarin nie. Ek weet presies, want ek is daarin. Ek is nog steeds daarin en ek loop dit nog steeds tot vandag toe. Ja. En ek val ook, maar so leer ek. En dit is wat vir my so amazing is die Bybel sê you must lay your life down. Ja. En dit is daai van die oomblik as jy so 'n kind het, nê, besef jy waarlik wat dit beteken om jou lewe neer te lê. En ek voel dat die karakter wat 'n mens bou daaruit is vir my meer werd as enige geld op hierdie aarde, enige dinge, want dis God se karakter wat jy bou. Ja. Want as jy gaan kyk na, ons is ook eintlik maar kindertjies vir God wat ook ons gebreke het. Ja. Hoe te meer verstaan ons nie dan die hart van God vir ons nie. Ja. Want hy sal partykeer in sy broek piepie, want hy dra doeke. Dan sal hy sê, sorry mama, sorry, omdat hy na die bank nat gepiep het, of iets soos dit. Dan laat hy my so dink aan ons as ons sondig. Ja. En dan gaan ons sê, sorry papa, Jesus, dat ek gesondig het, vergewe my. En dan sê hy,
dis okay my kind, ek het geweet ek gaan een of ander tyd gebeur. Ja. Moenie worry nie, kom ons maak jou droog, kom ons vee jou skoon, ons was jou, en ons gaan aan. Ja. En dan, hy hou nie daai grudge teen jou nie. Ja, absoluut. En as ek kom by daai wat hulle sê, jy moet patience hê. Patience is long suffering. Ja. Dit is baie long suffering as jy so 'n kind het. So jy leer patience van alle angles af. Ja. En dit is my so mooi en goed hoe God hierdie dinge gebruik om karakter te bou wat hy in jou wil hê. Ja. Ja. Ek kan my nie voorstel nie. En ek gaan in alle eerlikheid sê, ek wil my dit ook nie voorstel nie. Ek dink dis spesiale mense wat deur God gekies is vir 'n spesiale persoon se lewe. Ek bedoel, ek het al mense ontmoet in die moeilikste omstandighede. Jy kan nog bly wees, jy kan jou kind aantrek en jy kan hom mooi aantrek as 'n seentjie en jy kan nog met hom in die shopping mall gaan rondstap en so jou lewe kan jy bou rondom jou kind. En dan is daar mense wat hulle word gebore en daar sit daai kind en die kind verkeer in 'n wêreld waar jou net nooit weer uitkry nie. Ja. En jy kan daar niks aan doen nie. Jy kan gil en skreeu net so hard soos jy wil. Jy kan die naam van die Here aanroep net so hard soos jy wil. En daar's nie 'n beweging nie. Ja. Ek wonder nie baie daaroor nie, want ek dink net altyd, Vader, dankie dat dit my gespaar is. Ja. En so ken God elkeen van ons se karakter en dit wat hy van jou wil maak. Ja. En kan hy jou gebruik in situasies waar hy my nie kan ingebruik nie. Hy kan seker, maar ek dink om regtig waar effektief te wees, kyk, dit is nou soos, kom ons sê dan nou maar ek sê ek is 'n haarkapster. Ja. Maar ek nog nooit in my lewe geleer hoe om 'n skerp te hanteer. Ek knip jou hare tot stomp teen jou kopvel af. Ja. Maar hier leer jy en nie moet jy gaan 3 jaar leer. Ja. By jou is dit 'n kwessie van jy leer nou al amper 9 jaar. Ja. Leer jy nou al van 'n mens, van lief wees, van vergewing, van jouself vergewe. Ja. Dis 'n konstante les. Jy kry elke dag les. Jy is op skool van die Heilige Gees. Ja. Elke dag. En dit sal op 'n dag eindig. Ja. Ek glo in my hart dat dit sal op 'n dag eindig. Ek glo ons verkeer in 'n seisoen waarin kragtige wonderwerke, waarvan Jesus in sy woord gepraat het. Ek bedoel, as ek dink aan Petrus, ek dink altyd aan Petrus. Petrus het geen opleiding gehad nie. Hy was 'n vloekende visserman. Hier kom die Here verby. Sy lewe word verander. Ja. En Petrus is die ene wat eers daar buitekant gaan en sê, hoorie, ek het nou nie opleiding as 'n evangelis nie, maar ek gaan vandag vir julle die woord gee. Ja. En daar gee hy die woord. En lo and behold, 3000 mense gee hulle harte vir die Here. Ja. So ek glo dat hier 'n groot effektiewe beweging van die Here gaan kom onder mense met sulke kinders. Ja. Ek kan jou waarlik sien staan op 'n platform met rye en rye sulke wheelchairs vir lack of a better Afrikaans se woord wat ek nie in die hande kan kry nie. Maar om te kan op so 'n dag jou hande te kan oplig en te kan dit, en ek glo daai dag sal kom. Ek glo die dag gaan kom. God gaan nie van ons uit hierdie wêreld uit sommer net uitvat en hulle sê, ag, wat sies tog die arme ding, fooi tog, hulle het so baie gebid, maar die Here het ook maar nie geantwoord nie. Ja. Verstaan jy, want daar is die jy-seiers en die nee-seiers. Ja, daar is, seker. maar daar's die wat hy sê en sy sê, maar nou is die antwoord, wat sê God in die proses? Ja. En jy's nog besig daarmee om te leer. Ja. Wat sê God? Nee, dit is so. So wat sê God vir jou vandag? As jy daaroor nadink, oor hierdie hele
kinderepisode. Ons gaan nog 'n program met jou opneem, so dan gaan ons 'n bietjie verder praat. Nou, wat sê die Here vir jou? As jy so as moeder in die oggend opstaan en jy sien jou kind en glo jy in jou hart, glo jy met jou hele wese, Vader, een oggend is een oggend, gaan ek uit hierdie slaapkamer uitstap en gaan ek my kind in die gang sien staan? Nee, ek glo dit met my hele hart, en ja, jy kry daar wat die vyand kom en hy sê vir jou, maar kyk, as hy by Outie is, of by Physio is, en hy kry sy terapie, dan sê hy, maar, jy weet, dit is wat daar is, en dan twyfel jy, maar dan so vinnig soos wat jy twyfel, dan kom die Heilige Gees en hy sê vir jou, net geloof so klein soos 'n mosterdsaadjie kan berge verskuif. En dink jy hierdie is vir my onmoontlik? En dan dink ek, okay Here, hierdie sal soos was voor die aangesig van God verdwyn. Hy kan 'n woord spreek en dit kan net weer lewendig word. In fact, Hepzibah, hy het na sy ongeluk het hy strabisme in sy oog gekry. En sy een oog het baie keer heeltemal weggetrek. So hy het skeel geraak. Maar sy een oog het ingetrek, heeltemal skeef, dan kon jy net die wit sien. En ons het gegaan vir stamselbehandeling, en dit het stadig reggekom, en ons het bly bid en vertrou, en ek glo tot vandag toe, die Here gebruik dokters, en die Here gebruik medisynes, om mense te genees, om mense te help 'n beter lewe lei. En vandag is sy oë reguit, en hy het nie 'n bril nodig nie, sy oogies trek nie skeel nie, en daar's geen enige bewyse dat hierdie kind skeel was nie. En hy moes 'n brilletjie dra om die oogies reguit te trek. Soos die Here dit kan doen, wat so klein is, weet ek dat ek weet. Hy gaan die groter dinge kry ook die nog groter hulle dinge kans. kom, en die Here is net besig om met hom sy pad te hardloop. En dit is vir my daai van, ek moet onthou, en die Here sê dit vir my, ek hoor hoe die Here vir my sê is, ja, ek stap met jou 'n pad, maar ek lei hom op. En die Here is besig om hom op te lei, om op 'n stadion te gaan staan, en hy gaan hande op mense lê en hulle gaan opstaan. Absoluut. Want hy self dra daai anointing van genesing. Absoluut, dis baie mooi gesê. En ek weet dat hy het uit sy blokke gespring, my ma te droom gehad toe hy net gebore is, hoe hierdie seentjie uit sy springblokke uitspring en hy hardloop. En hy is besig om sy reis te hardloop, en hy gaan dit voltooi. Hy gaan dit voltooi, en hy sal dit faithfully doen. En dit is iets wat ek oor hom spreek. En ek weet dat die Here stap met hom op 'n pad. Die Here lei hom ook op as 'n magtige warrior van God. So dit is amazing om te besef dat maak nie saak hoe jou kind is nie. Daai kind se gees is wakker en in koneksie met God. Absoluut. Dit permanent. Dit is fantasties. Ulrich word wakker in die aande, dan praat hy. Dan klink dit asof die kind op die foon is. Dan hoor ek hoe sê hy, ja Jesus, ja Jesus, ja. Dan praat hy met God, dan dink ek, wow, dis amazing, hoe te meer nie net. So daai kind, maak nie saak of hy kind in sy eie wêreld is of nie, dank God, want God praat met hom. En jy weet nie wat daai kind se gees intercede vir jou, terwyl jy deur 'n moeilike tyd gaan nie. Ag, dis wonderlik. Estie, ons tyd is alweer om. Alweer. Maar gelukkig het ons nog 'n kans. So ons sal nog 'n program opneem met jou. Ek wil net vir julle sê baie dankie dat julle saam met ons luister. Die tyd is net altyd vir ons so vinnig, glip dit onder ons verby. En dit laat my so nadink, wat ons kan doen nou vir die koninkryk van God, moet ons nou doen. Die tyd gaan vinnig verby. Die tyd gaan vinnig verby. Die koms van ons Here Jesus Christus is werklik op hande. Al die tekens in die wêreld wys daarna dat Jesus spoedig vir sy ware bruidskerk sal kom. Ons sal nog eendag 'n gesprek hê rondom die bruid van Christus vanuit die woord van God. Want dit is maar 'n moeilike saak en 'n moeilike woord om te bring in die sin van, dis nie almal wat deel is van die bruid van Christus nie.
nie almal wat in die kerk is deel van die bruid van Christus nie, maar dis 'n topic for another day, as ons dit so kan stel. Ons sal daarby uitkom. Maar Estie, dit was my lekker om saam met jou te praat, en die tyd is altyd kort, en ek vergeet die klompe vrae wat ek het, wat ek wil vra, maar ons sal nog weer kansie kry, dan praat ons. So ek wil jou seën, ek wil vir jou sê, jy moet hardop na jou kombuis toe, maak gou vir jou vinnig nog 'n koppie koffietjie, en dan luister jy weer na die program, en stuur dit asseblief uit na soveel as moontlik mense. Dalk het daardie mense vir wie jy dit stuur, dalk ook iemand wat 'n kind het wat deur 'n moeilike omstandigheid gaan, wat verkeer in miskien 'n moeilike plek. Miskien, ek dink ons moet ook weer praat oor die ouers. Die ouers wat deurgaan, Ja, en wat moet deurgaan in hierdie program, hoe lyk hulle hart? ja. Maar ek wil vir jou dankie sê, dat jy vandag weer koffie met die koning saam met ons geniet het. Dis vir my altyd lekker, die Here seën jou, en dan tot 'n volgende keer, dan het ons weer ons programmetjie koffie met die koning.